Goeiemôre. Ek groet jou nie goeiemôre omdat ek oortuig is dit gaan goed by almal nie. Ek groet jou goeiemôre want daar is goeie nuus vir elke persoon elke oggend. En vandag het ons weer die voorreg om naby aan die Here te kan kom en net vir 'n oomblik stil te raak en soos 'n kind op sy skoot te kan kom sit. Met die hoop om sy hartklop te hoor en meer soos hy te wees wanneer ons klaar gebid het. So ek weet nie waar jy is nie, maar hier is ons uitnodiging dat jy sal jou vrese, jou hoop, jou goeie, jou sleg, jou teleurstellings en al jou verwagtinge vir 'n oomblik saam met jou sal bring en 'n ruiltransaksie sal beleef. Hoe ons moegheid sal ruil vir krag. Dat ons daar waar ons nie hoop het nie, weer eens moed sal hê. Want dit is die God wat ons aanbid. Hy doen dit graag vir ons. Vandag gaan ons spesifiek Haggai 2 bid. En Haggai 2 roep die Here ons en hy gee ons hierdie belofte, juis deur wat Israel beleef het en gedoen het. En hier's wat dit sê. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons nou saam met U mag sit. Die gejaag van hierdie wêreld te stop en eerlik te kan kom bid. Ons weet, Here, by U is krag. Ons weet U het al wonderwerke verrig, Here, wat die hele wêreld se oë verhelder het en elke hart in ontzag laat staan het. Tog, Here, kom ons vandag nie met voorgee nie, maar met opregtheid. En alhoewel ons dankbaar vir U is in ons lewens, Here, is dit onopmerklik dat ons baie keer so moeg en oorlaai kan rondloop en tog is die God van onuitputlike krag en goeie moed langs ons. En daarom, Here, is hierdie oomblik vir ons so kosbaar. Hierdie oomblik saam met U, Here, tel meer as enige ander sukses wat ons sal kan behaal. En ons vra, Here, wees ons genadig, o Here, ons God. Hierdie wêreld, Here, lok ons elke dag om besig te wees en te jaag na doellose wenstrepe en onvervullende pieke en ons sê ja vir dit, Here. Daar's soveel kere waar ons harte verdwaal, vasgevang is in wêreldse dinge. En daarom kom ons, Here, en vra U genade. Here, ons sit nie hier om te kla oor ons probleme en sondes nie. Ons is hier om vernuwe te word, Here. So, Here, in U goedheid, kom vernuwe ons. Kom vernuwe ons, Here, soos U gedoen het met Israel, toe hulle verpletterd was in die tye van teëspoed. Toe hulle beleef het, hulle kon nie die tempel herbou nie, Here. Hulle teëspoed het hulle tree bepaal in daai seisoen. Hulle seer het hulle sig geword, hulle vrese het hulle vriend geword en o Here, ons is ook daar. Ons vrese oor die toekoms, oor ons land, oor wat aangaan in ons ekonomie, maak ons benoud. Ons vra, Here, so sal ons kinders in hierdie land, Here, kan leef waar hulle voorspoed kan ervaar en dit nog vir generasies wat kom. Ons is bang, Here. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons vrees vir môre, Here, verg al ons krag. En dit terwyl, Here, ons stoei nog met die seer van die verlede, die teleurstellings wat ons beleef het van mense af en van drome wat nooit waar geword het nie. Van ons eie sondes, Here, wat ons in die sloot al laat beland het en ander ook seer gemaak het. Die verliese van geliefdes. Here, die trane wat al gevloei het. Ons seer word ook onsig. En Here, ons lees in Haggai. Dit is presies waar Israel was. Hulle lewens het gevoel, Here, soos daai broeke met gate en daai broeksakke met gate in, Here. En tog is ons ook daar waar ons so werk na vervulling, maar tog, Here, as ons vervulling in ons sak druk, val dit net deur. Ons werk na vrede, maar vrede is iets wat ons in ons hart wil bære, maar dit val so vinnig deur. Ons vreugde hou net 'n kort tyd en dit wat U vir ons gee, Here, voel asof dit nie heeltemal genoeg is nie. Ons lewens voel presies soos waar Israel was. En Here, tog leer ons dat U antwoord aan Israel was nie 'n wonderwerk nie. Dit was nie 'n nuwe regering nie en was ook nie 'n nuwe plan nie, maar eerder 'n altaar. En net soos Israel, hoor ons nou U stem wat sê, hou op treur oor wat was, hou op vrees vir wat mag wees, en kom altaar toe,
Hier is ons nou, Here, by die altaar. Die plek waar duisende lewens al aangeraak is. Die plek, Here, waar hemel op aarde kom, waar daar ruiltransaksie is, waar ons eie ek prys gee en ja sê vir U. So Here, hier is ons by die altaar, by die kruis van Jesus. En in hierdie oomblik, Here, bring ons vrese oor voorsiening. Here, hier is my seer van verlies. Hier is my verwagtinge en my drome, Here. Hier is my strewe na gemak, hier is my beheer oor my kinders, my onrealistiese verwagting oor ander. Hier is my seer van die kerk en hier is die seer van my huwelik. Ek bring nou my trots en my treur. Here, ons bely dat ons vervulling gesoek het in die goud en die silwer van sukses in plaas van in U. Ons laat vaar vandag die uitmergelende stryd om dinge in ons eie krag reg te ruk. Ons gee oor. Ons gee beheer aan U, Here. Ons Here. Hemelse Vader, saam met dit gee ons die geloof om te besef, Here, U is nog in die prentjie. Maak nie saak hoe seer en verwoestend ons prentjies lyk nie. Dalk lyk dit soos in die boek van Haggai waar die tempel verpletterd gestaan het, Here. En die tempel wat ons bou is dalk nie so great soos wat die verlede al was nie. Ons lewens was al op 'n soveel beter plek, maar Here, wat ons lewens spesiaal maak, is nie noodwendig, Here, wat ons kan bou met ons lewens nie, maar die feit dat U daar in ons midde is, Here, is die feit dat U saam met ons wandel, en daarom het ons lewens waarde. So ons staan nou regop, Here, met geloof in ons harte, en ons staan op die belofte wat ons lees in Haggai 2 vers 9, toe U gesê het, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Ons glo dit. Ons glo dit, Here. Die res van ons storie gaan groter, dieper en ryker wees as die begin. Nie omdat dit gemakliker gaan wees nie, maar omdat U teenwoordigheid tasbaar by ons sal wees. U bring tog vrede, Here, daar waar chaos is. U bring vervulling daar waar leeg is. Dankie dat U ons vrymaak. Ons stap vandag hieruit, Here, vry van die las van teleurstelling, gereed, Here, om te bou aan dit wat werklik saak maak vir U. Mag U al die eer ontvang, Here, en in elke ding in ons lewens. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus. Amen en amen.